Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom die woord van die Here. Wat 'n voorreg om die woord van die Here te kan oopmaak en onderrigting daaruit te kon ontvang. En ons is dankbaar dat die Here ook sy woord vir ons gee, wat die spieël is wat voor ons opgaan, om vir ons te wys hoe ons werklik lyk en hoe ons ook veranderinge kan aanbring om die Here meer welbehaaglik te wees. Die apostel Paulus sê daar in Romeine 14 vers 7 en 8, hy sê, want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons leef, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Hoor nou, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En hierdie is die gebed van my hart vir u en ook vir myself, dat ons sal weet of ons nou lewe en of ons nou eendag gaan sterwe. Ons behoort aan die Here en daarom moet ons lewens inrig om hom welbehaaglik te wees. Ons is tans besig met die reeksie Deurgrond my o God en ken my hart. En ek het vir u gesê dat dit noodsaaklik is dat ons deurgangs hierdie gebed sal bid, sodat die Here ook ons hart aan ons sal openbaar, om ons ook dan te verander, sodat ons meer gelykvormig sal word aan die beeld van sy seun Jesus Christus. Onthou net een ding, as jy aan die Here behoort, dan sterf jy daagliks aan jouself. Jy neem jou kruis op en jy volg hom. Dis tog wat die skrif vir ons leer. Die Here sê vir ons baie duidelik in die woord, dat hy moet meer word en ons minder. Daarom is 'n kind van die Here se begeerte deurgangs om te vra, Here, deurgrond my. Dis nie 'n selfondersoek of 'n heksejag op my lewe nie, maar juis 'n gebed, Here, u wat die diepste binneste van my wese ken, sal u my hart aan my kom openbaar, vir my kom wys hoe lyk ek werklik voor u, sodat u ook meer gestalte in my sal kry. Ek het vir u gesê, vriende, dat die groot probleem in baie kinders van die Here se lewe is, hulle prioriteite is nie in lyn met God se woord nie. U sien, wanneer ons na hierdie gedagte kyk, dat ons bid, deurgrond my o God, en as ons kyk na die gedagte dat die Here ons sal lei op die weg van geregtigheid, dan is dit noodsaaklik dat ons begin by ons prioriteitslys. U sien dat baie kinders van die Here wat bely hulle behoort aan die Here, en baie kerke wat sê hulle is Christus belydelende kerke, het baie min van Christus in hulle. Waarom? Omdat hulle prioriteite nie in lyn is met die koninkryk, met die roeping van die Here op die lewe van die kerk en die kind van God nie. En daarom het ek u alreeds begelei uit die woord met so 2 gedagtes, dat u die prioriteitslys wat u vir uself opgestel het, moet toets aan die gedagte of hierdie prioriteite dan geestelik van aard is. Met ander woorde, is dit besig om jou op te bou in die allerheiligste geloof. Ek het vir u gesê, as 3/4 of 90% van u prioriteite nie koninkryksgerig is nie, moet u die rooi ligte sien afgaan en vir die Here vra om u lewe in lyn te trek met sy woord. Ons het ook bietjie gekyk na die gedagte, hoeveel van die dinge wat ek as prioriteit beskou, strek tot die bevordering van my gemeente en die werk van die Here op aarde en die uitbreiding van God se koninkryk. En u moet self maar gaan kyk na u prioriteite en vir die Here vra om dit in lyn te bring met sy wonderlike woord. Ag, die derde gedagte wat ek vanmôre wil hanteer, vriende, en dis 'n baie belangrike saak wat ons sal moet beantwoord, want as ons prioriteite nie in lyn is met God se woord nie, is dit blokkade in ons geestelike lewe en moet ons veranderinge aanbring, en dis nie altyd vir ons lekker nie, want u sien, veranderinge bring meer dat ons sekere dissiplines aan die dag moet lê, en baie keer wil ons dit nie doen nie, en dan lei ons geestelik skade, ons veragter in die geloof, mense om ons ly onder ons geestelike onvolwassenheid, en daarom is dit noodsaaklik om as kind van die Here te sê, Here, deurgrond my, en help my om te kyk of my prioriteite in lyn is met u wonderlike waarheid en u woord. Die derde gedagte wanneer dit kom by my prioriteite en om dit te toets of dit aan die hand van die woord en ooreenstem met die woord, is hoeveel van die dinge wat ons doen is tot voordeel van ander mense. Want u sien, ons is nie hier om onsself te dien nie, maar ander. En jy kan miskien vir my vra, maar wat bedoel ek daarby? U sien, baie mense se lewens sentreer net om hulle self. Hulle staan op en hulle dink, hoe kan hierdie dag die beste dag van hulle lewe wees? Hoe kan mense die lewe vir hulle gemaklik maak? Hoe kan hulle al die voordele kry wat hulle uit hierdie dag kan kry by mense en uit sekere omstandighede? En ag, weet jy, baie van hierdie mense is diep ongelukkig in hulle self. Want die oomblik as jy net vir jouself lewe, dan leef jy verseker nie tot eer van die naam van die Here nie. Die belangrikheid wat Dawid ook bid in die psalms wat hy vir ons opgeteken het, is dat die Here vir hom sal wys waar daar 'n weg is van smart. Ag, as ons dink net aan wat die Here vir ons sê in Galasiërs 5 vers 13. Die Here sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanduiding vir die vlees nie, hoor nou, maar dien mekaar deur die liefde.
Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So as jy na jou prioriteitslys vanmôre kyk en daar is niks van ander mense in jou lewe te vind nie, moet jy vir jouself die vraag afvra, moet ek nie miskien regstellings maak in my lewe nie? Ag, ek dank die Here vir die dames in ons gemeente, vrouens wat besig is en 'n besige program het, maar hulle ruim tyd in om by die kinders by die kinderhuis uit te kom. Om werklik vir hierdie kindertjies wat deur baie trauma gaan en hartseer gaan, so ietsie van Christus se liefde en die waarheid van sy woord te gaan wys. En dis wat die skrif vir ons leer. As my prioriteite nie ander mense insluit nie, dan moet dit rooi ligte vir my laat afgaan. Jy sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Markus 10:45. Markus skryf vanuit die perspektief dat Christus as dienaar gekom het, en hy sê ook ons moet dienaars wees. Ons moet dienaars by uitstek wees. Alles moenie om myself sentreer nie. En dit bring baie hartseer in die lewens van mense, wanneer hulle net aan hulle self dink en alles oor hulle self laat gaan. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, daar in Efesiërs 2 vers 19, hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dis belangrik dat u sal kyk die afgelope week en die afgelope maand en die afgelope jaar, hoeveel tyd het u spandeer aan ander mense, om van u self te gee vir ander mense, om so ietsie van Jesus vir hulle te wys. Daarom kyk na jou prioriteitslys en vra jouself die vraag af, hoeveel dinge wat ek doen is tot voordeel van ander mense? Die volgende gedagte, hoeveel van die dinge kan ek doen met die wete God is tevrede daarmee en sal dit goedkeur? Hy vriende, dit is iets wat ons definitief as kinders van die Here vir mekaar sal moet vra. Baie mense doen dinge en ander kyk na hulle en sê, is dit 'n kind van God wat so optree? Is dit 'n kind van God wat na hierdie goed kyk? Is dit 'n kind van God wat hierdie goed plaas op sosiale media? Dis eintlik skrikwekkend as jy baie keer kyk, hoe kinders van die Here so ligtelike gesindheid het oor hoe hulle die beeld na buitekant toe uitstraal as kind van die Here. Luister, as jy gered is jy vrygekoop van hierdie wêreld. Die Here het 'n dierprys kom betaal vir jou siel. Hy het sy seun verbrysel aan die kruis. En as daar nie vrug in jou lewe is nie, moet jy die vraagteken agter jou lewe plaas, is jy werklik gered? Ek kyk baie keer op sosiale media en ek sien wat belydende kinders van die Here op sosiale media plaas en ek vra vir myself die vraag af, dink hulle nie dat God hulle sien nie? Want jy sien baie kinders van die Here se prioriteite is so de mekaar dat hulle minder tyd met die woord spandeer as op sosiale media. As ek maar net kyk hoeveel tyd mense spandeer op Facebook, op WhatsApp, op Instagram, op die internet en dinge wat hulle doen en na kyk en flieks wat hulle na kyk en goed wat hulle plaas, wat hulle gehoor het by ander mense, dan is dit vir my skrikwekkend om te dink dat mense op pad na die ewigheid toe is. En hulle kla omdat hulle geestelik nie tot volwassenheid kom nie, maar hulle hou hulle besig met al hierdie dinge. So ek wil jou vra, as jy na jou prioriteitslys kyk, doen jy dinge en is daar dinge wat hoog op jou prioriteitslys is en waar jy baie tyd spandeer, wat God se goedkeuring nie wegdra nie? En as jy vanmôre eerlik voor die Here is en jy sien hierdie dinge raak, wil ek jou vra, stop daarmee. Ek onthou op 'n stadium het ek met 'n predikant gepraat wat nogal baie lief was om flieks te kyk en baie van hierdie flieks het hulle sommer God se naam uitelik gebruik en daar was tonele in wat God nie verheerlik het nie. En ek het op 'n stadium met hom daaroor gepraat en vir hom gesê, maar jy kan nie na hierdie goed kyk nie want dit verheerlik nie die Here nie. En sy gesindheid was gewees, man, as ek hierdie goed moet uit my lewe uitskuif of na flieks kyk wat hierdie goed nie in het nie, gaan ek na niks kan kyk nie. En toe sê ek vir hom, dan kyk jy eerder na niks nie, want jy kan jou nie besoedel en jou lewe verongeluk met dinge wat die wêreld vir ons bied nie. Daarom as jou prioriteitslys de mekaar is, gaan jy goed kyk en goed doen en aan dinge deelneem wat nie die goedkeuring van God wegdra nie. En daarom gaan jy geestelik miskien agterweë bly en nie groei nie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik dat God deel sy eer met niemand nie. Die Here gaan nie sonde in jou lewe toelaat en dat jy maar net goedsmoeds daarmee voortgaan nie. Daarom kyk na jou prioriteitslys. Vra, Here, deurgrond my, o God,
en ken my hart. Wys vir my die diepste dinge wat verborge in my hart is. Dinge wat ek miskien al begin aanvaar het in my lewe en selfs begin goed praat het. Wys dit vir my, Here, reinig my, was my, maak my skoon, sodat ek heilig en rein voor U kan lewe. Die Here sê, of julle dan eet of drink, of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Mag die Here ons help, want dis nie 'n maklike ding om ons hart onder die soeklig van God se woord te plaas nie. Want die Here bring baie keer dinge uit waarvan ons nie hou nie. Maar ek wil vir u sê, die resultaat is kosbaar, want dit lei ons altyd op die weg van vergifnis en vreugde en vrede. Want as my verhouding met God reg is, dan is my verhouding met mense reg en kan ek die Here so verheerlik. Mag die Here u seën en mag hy vir u wysheid gee, saam met my, dat ons prioriteitslyste in lyn sal kom met sy woord. Baie groete, baie seën, liefde vir u. Ons bid vir mekaar en ons dra mekaar se las en vervul so die wet van Christus. Mooi dag verder, tada.